Goeiedag manne, baie welkom by Landbouwetenskappe Graad 11. Ek is meneer Oukamp. Ons gaan vandag so 'n bietjie verder delf in fisiese grondeienskappe. Ons het in die vorige video's ons so 'n bietjie gepraat oor grondporee en ons het beskryf wat is mikro en makroporee en ons het in die vorige les gekyk na grondlug. So vandag se gedeelte handel spesifiek oor grondwater en jy kan dan jou handboek oopmaak asseblief op bladsy 46. En ons gaan spesifiek kyk na die verskillende soorte water wat ons kry in grond en ons gaan ook kyk na hoe water beweeg in grond. En hierdie is een van die gedeeltes wat die langste is van die fisiese grondeienskappe en daarom dan ook 'n belangrike gedeelte is. Hier is 'n oefeningkie wat ek vir jou in een van die volgende lesse sal gee. En ons gaan 'n klomp goedjies definieer rondom water in die grond. En ons weet hoekom water so belangrik is in grond, omdat ons plante so afhanklik is daarvan. So dit is iets waaraan ons eintlik logies dan nou 'n bietjie meer tyd aan moet spandeer. So jy kan sommer daar in jou handboek kyk op bladsy 46 en sommer vir jou hier aan die linkerkant of daar bo-aan of miskien in jou werkboek hierdie volgende vraag neerskryf. Want ek gaan dit vir jou definitief vra, al is dit nie as so 'n vraag in geheel nie, dalk as kleiner gedeeltes van 'n vraag, maar jy gaan verseker hierdie werk baie goed moet ken. So jy kan sommer daar neerskryf. Noem die 3 soorte grondwater. Ons gaan kyk na meer as 3 verskillende soorte water, maar daar's 3 waarop ons meer gaan fokus. Jy moet hulle toeganklikheid vir plante kan beskryf, hulle voorkoms, met ander woorde waar in die grond dit voorkom, en die kragte wat betrokke is by die water. Ek wys sommer net weer hier vir jou, waar ons kyk na die verskillende tipes water in grond. Ons het makroporee en mikroporee, en hier in die middel van hierdie skets kan jy sien, in die makroporee wil ons gewoonlik lug hê, of dan nou spesifieke grondgasse, soos suurstof, en dan in die res van die grond, of in die mikroporee, wil ons dan graag water hê. So hier wys hulle sommer vir jou die verskillende tipes grond, die verskillende tipes water, die hygroskopiese water, die kapillêre water, en dan gravitasiewater. So dis die 3 wat ons gaan doen. In hierdie skets word dit vir my baie mooi gewys, jy kan verseker terugkom na hom toe, na hierdie hele video, en jy miskien weer na hierdie enetjie kyk, waar hulle vir jou mooi wys aan die linkerkant, hygroskopiese water wat baie naby aan die gronddeeltjies is, en nie toeganklik is vir water nie, in die middel dan kapillêre water, wat rondom die gronddeeltjies is, spesifiek in die mikroporee, wat dan die enigste water is wat beskikbaar is vir plante, en dan gravitasiewater aan die regterkant, wat ons dan kyk na die water wat in die mikro- en makroporee selfs voorkom, en dan ook ontoeganklik is vir plante. So die eerste een waarna ons kyk, is kapillêre water. Jy kan daar in jou handboek merk. Ons noem dit ook kohesiewater. En hierdie water is die enigste toeganklike water wat plante kan opneem. So dit beskryf die toeganklikheid. Waar kom dit voor? Dit kom in die mikroporee van die grond voor. En dan kan jy ook daarso merk watter kragte is betrokke. Die watermolekules kleef aan mekaar vas as gevolg van kohesiekragte. Ons gaan later kyk hoe hierdie water beweeg in die grond as gevolg van kapillariteit, en dan sal ons dit meer in detail weer die kragte beskryf. Hygroskopiese water, kan jy ook daarso merk, is adhesiewater. Dis ontoeganklik vir plante. Dit word as 'n baie dun vliesie rondom gronddeeltjies aangetref. Waar word dit aangetref? As 'n baie dun vlies rondom gronddeeltjies. Dit moet jy as dan nou saam sê. En dit word baie sterk vasgehou rondom die gronddeeltjies deur adhesiekragte. Adhesie beteken dis kragte tussen 2 verskillende goed. So dis die krag wat daar is tussen die waterdeeltjies en die gronddeeltjies. En hierdie is 'n sterk krag wat die waterdeeltjies aan hierdie gronddeeltjies dan nou vashou. En die laaste belangrike water waarna ons kyk, ons gaan nog na verskillendes kyk, en hierdie is dan die derde, en die derde belangrikste een is dan vrywater. Ons noem dit ook gravitasiewater. Dis ook ontoeganklik vir plante. Dit word in die grond aangetref op ondeurdringbare laag, met ander woorde bo op die ploegbank. Waar word dit aangetref? Op die ploegbank. Gewoonlik in die makroporee. En dit beweeg hoofsaaklik afwaarts onder gravitasie. Watter krag is betrokke? Gravitasie of dan nou swaartekrag. Jy kan dan daarso merk, die volgende een is weekwater. Ons noem dit ook swelwater. En dit is 'n gedeelte van kapillêre water. Dis nog steeds ontoeganklik vir plante,
maar dit is die water wat deur die gronddeeltjies geabsorbeer word en veroorsaak dat die kolloïdes uitswel. So met ander woorde, dis in die gronddeeltjies neem hierdie water op, dit absorbeer dit en maak dat die deeltjies dan uitswel. Ons noem dit week of swelwater. En die kragte wat betrokke is dit word vasgehou deur adhesiekragte en elektrostatiese kragte. Ons het albei al in die eerste kwartaal beskryf, adhesiekragte dan nou spesifiek weer eens die krag tussen twee verskillende goed, tussen water en die gronddeeltjies. En die laaste tipe water waarna ons kyk, is dooie water. Jy kan nou merk, dit is die persentasie hygroskopiese water en weekwater. En dit is ontoeganklik vir plante. So dis die persentasie hygroskopiese water en weekwater. Water die naaste aan die gronddeeltjies. Nou wys hulle sommer so 'n prentjie vir jou daar, jy hoef net te ken nie, wat sommer net vir jou sê waar die water sit. En ons sal later meer verduideliking aan hierdie sketsie gee wanneer ons kyk na verwelkingspunt. Ek wys net weer vir jou, ons het gepraat oor hygroskopiese water, ontoeganklik vir plante. Waar kom dit voor? Rondom die gronddeeltjies as 'n dun vliesie. En die kragte betrokke is adhesiekragte. Kapillêre water, waar kom dit voor? In die mikroporee. Dit is die enigste water wat toeganklik is vir plante en die kragte betrokke is kohesie tussen die waterdeeltjies, tussen mekaar. En die laaste belangrike een is dan gravitasiewater, wat ons ook noem vrywater. Waar kom dit voor? Bo op die ondeurdringbare laag of op die ploegbank en ontoeganklik vir byvoorbeeld plante en die kragte betrokke is dan swaartekrag. Wys sommer net weer vir jou nog 'n voorbeeld, soos wat ons van links af beweeg, is daar die gronddeeltjies, hygroskopiese water, kapillêre water en dan vrywater. Hier is nog 'n voorbeeld, jy kan gerus hierso stop en kyk na die voorbeelde waar dit dan voorkom, meerwater tot en met gravitasiewater. Eienskappe van die soorte water kan jy sommer daar merk. Kapillêre water beweeg feitelik in alle rigtings, maar hoofsaaklik opwaarts. Dit is die enigste water wat gaan opwaarts beweeg, na die wortels toe. Dis die water wat by normale temperatuurtoestande uit die grond verdamp. Baie belangrik, en dan raak die grond droog. Ek kan vir jou vra, wat is die enigste soort water wat onder normale temperatuurtoestande uit grond sal verdamp? Hoekom is dit so? Omdat hierdie water dan opwaarts kan beweeg, kan dit uit die grond dan verdamp. En die opwaartse beweging van die water deur die mikroporee geskied as gevolg van kapillariteit. Ons sal in die volgende paar slides meer verduidelik wat kapillariteit is. Maar jy moet dit weet, hoe beweeg hierdie water as gevolg van kapillariteit in die mikroporee. En hierdie water is 'n belangrike punt, beweeg van nat na droë grond. Daarom beweeg dit in alle rigtings. So van waar dit nat is, kan hierdie water dan beweeg deur die grond na waar dit droër is. Hygroskopiese water beweeg slegs in 'n dampvorm en dit verdamp nie by normale temperatuur uit die grond uit nie, maar kan deur kunsmatige verhitting, as ons die grond byvoorbeeld 'n monster sou neem en dit dan sou verhit, dan kan ons ontslaa raak van hierdie grond in 'n dampvorm. Vrywater kan jy daarso merk, dit is gewone water soos boorgat en fonteinwater. Dit is die hoofbron van onderaardse water, dan nou van daar boorgat en fonteinwater, en dit veroorsaak versuipte toestande. As 'n land versuip is, dan sê ons daar's baie vrywater. En jy kan daar onderstreep, die oppervlakte van die vrywater in die grond staan bekend as die grond se watertafel. Net onder daardie gedeelte is daar 'n sketsie van die verskillende tipes poree of dan die verskillende tipes water. Jy kan in daai sketsie kyk en self vir jou probeer invul. Ek sal vir jou die antwoorde gee in 'n later stadium. Jy kan sommer daarso vir jou kyk in daardie sketsie waar die verskillende tipes water aan voorkom. Heel boonsteen sal nou die hygroskopiese water wees, naby aan die grond, deeltjies. Die volgende een lyk dit of dit in die mikroporee voorkom, dit sal kapillêre water wees. Hulle dui vir jou die watertafel aan en hulle wys vir jou waar die vrywater gaan wees. So baie belangrik, die boonste oppervlakte van vrywater noem ons die watertafel. Hierso wys ek dit sommer vir jou, as ons kyk byvoorbeeld na hierdie lyn wat vir ons verduidelik byvoorbeeld waar hierdie verskillende tipes water aan voorkom. Hierdie watertafel is dan hierdie boonste gedeelte. Hierdie is alles vrywater. So die watertafel wys die
boonste gedeelte van die vrywater. So in die somer, as hulle nie reën het nie, soos in ons areas, dan is daar niks water in hierdie dammetjie nie, in hierdie rivier nie, want die watertafel, die boonste oppervlak van die vrywater, is onder hierdie opening in die grond. Maar in die winter, wanneer hulle reën gekry het, dan is daar 'n rivier, so dis 'n nie standhoudende rivier. Dan skuif hierdie watertafel hoër op, en daar's meer water wat dan val en beskikbaar is in daardie gedeelte van die grond. Hier wys ek dit sommer weer vir jou, waar hulle vir jou weer die watertafel aanwys. Hierdie is ondeurdringbare rots of ondeurdringbare laag, soos byvoorbeeld 'n ploegbank, en die vrywater is dan bo op dit, en die boonste oppervlakte of die boonste gedeelte van vrywater is dan die watertafel. Goed, dan kan ons gou kyk na die beweging van grondwater, en ons twee soorte beweging waarna ons kan kyk. Die eerste een is kapillêre waterbeweging, en die tweede een is perkulasie. In hierdie video gaan ons stop nadat ons gekyk het na kapillêre beweging. In die volgende gedeelte gaan ons praat oor perkulasie. Ons 'n groot gedeelte rondom perkulasie, en dit gaan dan saam met die gedeelte wat handel oor veldwaterkapasiteit en verwelking. So ons gaan in die volgende video weer kyk na perkulasie en die verwelking wat plaasvind in grond, maar in hierdie gedeelte spesifiek kyk ons net eers na kapillêre beweging. Jy moet dit baie goed verstaan, en jy moet daai paragraaf in jou handboek moet jy net so kan weergee. Jy moet dit baie mooi kan verduidelik. So wat is kapillêre waterbeweging? Jy kan daar neerskryf. Kapillêre waterbeweging of kapillariteit is die opwaartse beweging van kapillêre water vanaf die grondwatertafel deur die mikroporeë van die grond. So as ek byvoorbeeld vrywater het, kan hierdie water dan nou verander in kapillêre water wanneer kapillariteit dan plaasvind. So water wat byvoorbeeld of die watertafel onder die grond, so water kan dan beskikbaar raak vir plante, soos wat dit dan nou in kapillêre water verander. En dit gaan spesifiek eintlik maar net daaroor oor hierdie beweging van kapillêre water in die grond. So jy kan nou in jou handboek volg. Omdat die poreë in die grond baie klein is, met ander woorde die mikroporeë, beskik hulle oor kapillêre eienskappe. Wat beteken dit? Die poreë is aan mekaar geskakel, en die water wat in die poreë opstyg, vorm 'n kolom water waarin die watermolekuule deur kohesie aan mekaar en deur adhesie aan die gronddeeltjies vasgehou word. Ek gaan vir jou 'n mooi sketsie daarvan wys ook, as ons byvoorbeeld 'n strooitjie in 'n bak water sit, dan gaan die water in die strooitjie so klein bietjie hoër wees as die watervlak in die bak. Hoekom is dit so? As gevolg van hierdie kapillariteit. Die area, die poreë is klein, is mikroporeë, en hulle as gevolg daarvan beweeg die water dan bietjie verder op, want daar is kragte tussen die waterdeeltjies waar hulle mekaar vashou, en tussen die waterdeeltjies en die grond, of dan nou die kant van die strooitjie byvoorbeeld, en daarom beweeg dit dan 'n klein bietjie hoër. En hoe dunner daardie area is, hoe dunner die deursnee van daardie byvoorbeeld die mikroporeë is, of dan nou jou strooitjie, hoe hoër sal die water dan opbeweeg, en dan nou op die einde beskikbaar wees vir plante, of wortels om te gebruik. Hulle sê dat die adhesiekragte is die primêre oorsaak vir die styging van die water tussen die gronddeeltjies en die waterdeeltjies. Maar die adhesiekragte maak dit dan moontlik vir die water om te styg. Weens die kohesiekragte tussen die watermolekuule word die watermolekuule wat nie direk kontak met die gronddeeltjies maak nie ook opgetrek as gevolg van daardie kohesiekragte. Met ander woorde, die deeltjies, die waterdeeltjies wat in kontak is met die gronddeeltjies, beweeg opwaarts. Maar omdat daardie waterdeeltjies wat in kontak is met die gronddeeltjies ook in kontak is met die ander waterdeeltjies, met ander woorde die kohesiekragte, beweeg die hele kolom water as 'n eenheid opwaarts in die strooitjie of in die mikroporeë, as jy dit dan nou so wil sê. Die opwaartse beweging van die water is onreëlmatig weens die verskillende grootte gronddeeltjies wat grondporeë van verskillende groottes en deursnit veroorsaak. Met ander woorde, dit beweeg nie net as 'n reguit lyn op nie, afhangende van die teenwoordigheid van die mikroporeë, hoe groot die mikroporeë is, en
dit is natuurlik belangrik met hoe groot die gronddeeltjies is, gaan afhang van hoe hierdie water dan opwaarts beweeg. Die water kan nie onbeperk in die grond bly styg nie, omdat die poree te groot raak vir die kohesiekragte. Met ander woorde, daai strooitjie gaan die water net tot op 'n sekere vlak laat styg. As ek die strooitjie dunner sou kon maak, sal dit nog hoër beweeg, maar dit gaan net tot op 'n sekere punt dan beweeg. Die hoogte waartoe die kapillêre water sal styg, word bepaal deur die deursnee van die grond van die poree. So met ander woorde, hoe kleiner die deursnit is, hoe nouer jou strooitjie is, hoe hoër gaan die water op beweeg. En natuurlik, hoekom stop die water op 'n sekere punt? Want gravitasiekrag speel nog steeds 'n invloed op daardie water. So dit kan nie net uitborrel bo nie, dit gaan net tot op 'n sekere punt beweeg en dan daar stop. Hier wys ek dit sommer vir jou in 'n prentjie. Aan die linkerkant kan ons hier byvoorbeeld sien is 'n groot kolom of 'n bak water en hier is dan 'n gedeelte wat daaraan geheg is en hierdie strooitjie is dunner as die bak en dan soos wat ons aangaan al hoe dunner raak die strooitjie dan. En hierdie bak water, onthou as ons water hier ingooi, hier is nou net gekleurde water wat in hierdie prentjie gewys word, sou dan nou as elkeen dieselfde deursnit gehad het, sou hierdie vlak water dan horisontaal presies dieselfde gewees het. Maar omdat hierdie strooitjie heel regs byvoorbeeld 'n dunner strooitjie is as die bak, gaan hy dan nou baie hoër hierdie vlak water opstyg. En hoekom styg hierdie water dan in hierdie mikroporee of in hierdie strooitjie dan op as gevolg van kapillariteit? Wat is kapillariteit? Dis die kohesiekragte tussen die waterdeeltjies en die adhesiekragte tussen die waterdeeltjies en die gronddeeltjies, of in hierdie geval die waterdeeltjies en hierdie glasstrooitjie. So as gevolg van daai adhesiekragte beweeg die watermolekules wat naaste aan die strooitjie se rand is op, en as gevolg van die kohesiekragte beweeg die binneste waterdeeltjies dan ook saam met daardie deeltjies al hoe hoër op, tot op 'n sekere vlak. En hoe hoog dit opbeweeg hang af van die deursnit van elkeen van hierdie strooitjies. En dit gaan stop daar met gravitasie natuurlik nog 'n invloed uitoefen op daardie water. Hier sommer maar net dieselfde tipe prentjie, net 'n ander voorbeeld. Deursnee is groot, daarom sal dit op 'n sekere vlak gaan, maar die deursnee is kleiner as die bak water, en hoe kleiner die deursnit raak, hoe hoër op sal die water as gevolg van kapillariteit dan beweeg. Dan kan jy sommer daarso kyk, kapillêre waterbeweging kan jy sommer daarso merk. Gaan ons kyk na die verskillende of die verskille tussen sand en kleigrond. Jy kan sommer daarso merk by sandgrond. Sandgrond het 'n grouwe tekstuur. Daarom is daar baie makroporee. Met ander woorde, dis nie mikroporee wat kapillêre poree is nie, sowel as min kolloïdale gronddeeltjies. Kyk, klein gronddeeltjies. Die kapillêre kragte is dus min en gevolglik styg die water baie vinnig, maar die hoogte wat dit styg is baie laag. Wat is die kapillêre kragte? Jy moet dit weet, kapillêre kragte is adhesie en kohesiekragte. Daarteenoor, as ons kyk na kleigrond, kleigrond het 'n fyn tekstuur, gevolglik is daar min makroporee, maar baie mikroporee. Daar is min kapillêre poree, maar baie daar's min makroporee, maar baie kapillêre poree. En ook baie kolloïdale gronddeeltjies, daaroor klein deeltjies. Die kapillêre kragte, dit is baie sterk, en dan word adhesie en kohesie, en die water styg gestadig, maar dit styg baie hoog. So hier kyk ons, ek wys dit net weer vir jou, kleigrond, baie mikroporee, die spasies tussen die gronddeeltjies is klein, omdat dit klein gronddeeltjies is wat naby aan mekaar is, daarom kan water beweeg stadiger, maar dit beweeg baie verder op waar dit by makroporee, soos iets soos byvoorbeeld grouwe tekstuur van sandgrond, waar daar groot spasies tussen die gronddeeltjies is as gevolg van groot deeltjies, beweeg die water al vinniger, maar dit beweeg nie so ver op nie. Dan is daar 2 NB's wat hulle vir jou gee. Die eerste een is die kapillêre waterbeweging in die natuur. Kom kapillêre waterstyging vanaf die ondergrondse watertafel net voor in grond met 'n hoë watertafel, soos in laagliggende vleigronde. Right, so net in vleigronde wat laagliggend is, sal ons dan in die natuur kry dat hierdie kapillêre waterbeweging plaasvind.
En ek wys sommer vir jou hierso, net hoe die vlei dan nou lyk. Hierdie watertafel is bo die grond, so daar gaan nie kapillêre beweging plaasvind nie, want hierdie grond is heeltemal versuip. Dan sê hulle vir jou, by die tweede punt wat handel oor die natuurlike of waterbeweging, spesifiek in die natuur of kapillêre waterbeweging, sê hulle na reën of besproeiing vind kapillêre waterbeweging in die grond plaas. Hoekom so? As gevolg van twee redes. Nommer 1, die verdamping van vog vanaf die grondoppervlakte, so vog word verwyder van die grondoppervlakte, en nommer 2, as gevolg van plantwortels wat kapillêre water absorbeer. So rondom die wortels word water verwyder in die wortels in, en van die grondoppervlakte af word water verwyder of dan verdamp in die atmosfeer in. En daarom sal kapillêre water dan nou daarin opbeweeg in hierdie areas waar dan nou nie water is nie. So ek wys sommer vir jou hier, as ons reën op die grond gehad het, of dan nou besproeiing, dan gaan ons hierdie kapillêre waterbeweging kry. Die rede is, soos wat ek gesê het, jy kan dit maar net daarso merk, hierdie gebiede van waterverlies word vinniger droog as omliggende areas. Met ander woorde, ons het water gegee in vorm van, ons het water gekry in reën of dan nou gegee as besproeiing, en dan kry ons dan nou dat hierdie gedeeltes waar die op die oppervlakte as gevolg van verdamping of rondom die wortels waar water gebruik word, waar die water dan nou eintlik dan nou weggevat, as ek dit so kan sê. So daardie gedeeltes word dan vinniger droog, die omliggende gedeeltes is nog steeds nat, en daarom kry ons dan kapillêre water beweeg as gevolg van kapillêre kragte, met ander woorde adhesie en kohesiekragte, van die gebiede waar daar hoë voginhoud is, met ander woorde 'n lae vogspanning, na die gebiede, met ander woorde waar daar lae voginhoud is, met ander woorde hoë vogspanning. Al wat dit vir jou sê, rondom die wortels en by die oppervlakte van die grond gaan daar dan kapillêre waterbeweging plaasvind om dan daardie gedeeltes op die oppervlakte en dan rondom die wortels dan versadig te kry met water, want water word dan daar gebruik. So hoe ek dit vir jou kan vra, as ek kan vir jou sê, beskryf die redes vir kapillêre waterbeweging in die grond as gevolg van verdamping van 'n vog vanaf die grondoppervlakte en plantwortels wat kapillêre water absorbeer. Nou gaan jy net hierdie redes vir my gee. Maklik 7 punte. Jy skryf net hierdie paragraaf net so oor. En as jy dit verstaan, gaan jy dit net soveel makliker onthou. Dit bring ons dan by die einde van kapillariteit. Ons het nou in hierdie les vinnig beskryf die verskillende tipes water en eienskappe daarvan, wat jy baie goed moet ken. Uit hierdie gedeelte wat ons vandag gedoen het, kom baie vrae, en ons het gekyk na waterbeweging, spesifiek kapillêre beweging. In die volgende video sal ons praat oor die beweging van water in terme van perkolasie, waar jy dan ook 'n tipe van 'n aktiwiteit vir my gaan afskryf, en ons gaan dan begin praat oor veldwaterkapasiteit en verwelking. So dit bring ons dan by die einde van hierdie gedeelte. Baie sterkte met jou voorbereiding en die deurgaan van hierdie werk, en dan sê ek vir jou baie dankie.